Nou maar goed, julle hierdie hele April maand, want dit is waar in Paasnaweek val hierdie jaar, praat ons oor die lewende krag van die kruis in jou lewe. So ons het verlede week 'n bietjie gesels oor wat is jou kruis wat jy moet dra, en vandag gaan ons 'n bietjie gesels oor die krag van die kruis en miskien jou geestelike duisternis, en ons gaan dit doen na aanleiding van Jesus se belewenis daarvan. Want julle op 'n manier is die kruis seker die diepste paradoks van ons geloof. Want dit is soms in die donkerste tye van ons lewe dat ons God se krag soms die kragtigste belewe. En terwyl ons eintlik nader beweeg na Paasnaweek toe, en die donker ure wat Jesus daar deurgemaak het, die nag in Getsemane, sy verhoor, sy kruisiging, en hoe selfs in daardie diepste duisternis tye van Jesus, ek wil amper sê in die agtergrond God se wonderwerkende krag alreeds besig was. En ons staan so dikwels verstom voor die kruis, want op die ou einde lyk dit na die grootste nederlaag, Jesus wat sterwe, maar in werklikheid is dit die grootste oorwinning wat daar is. Want in dit wat vir ons na swakheid gelyk het, word God se krag, ek wil amper sê, ten volle geopenbaar. So vandag wil ek sommer so saam met julle kyk na, hoe vind ons God se krag in ons eie tye van duisternis? Hoe kan die kruis vir ons ook 'n lewende bron van krag wees, wanneer ons soms met ons eie Getsemane oomblikke worstel? En julle, daar is tye wanneer ons met ons Getsemane tye worstel, waar ons oorweldig is met wat met ons gebeur, wanneer ons nie lig kry, wanneer ons ook amper, soos Jesus wil sê, Vader, as dit U wil is, laat hierdie beker net verby my gaan. Ek wil sommer kyk, eksegeties kyk na so 'n paar sleuteltekste wat vir ons, ek dink 4 beginsels gaan gee, oor hoe kan ons in die donkerste tye van die lewe, die krag van die kruis in ons lewe laat funksioneer, sodat, ek wil amper sê, ons die oorwinning daarvan kan smaak. So, die eerste is natuurlik die mooi verhaal, nie mooi verhaal nie, maar die verhaal van Jesus in Getsemane. So kom ons begin daar, by Matteus 26, en ons gaan daar vanaf vers 36 tot 39 lees. Toe gaan Jesus saam met hulle na 'n plek wat Getsemane genoem word, en hy sê vir die disippels, bly hier sit, totdat ek klaar gaan bid het. Hy neem toe vir Petrus en die 2 seuns van Zebedeus saam, en hy het bedroef en beangs begin word. Toe sê hy vir hulle, my siel is diep bedroef, tot die dood toe, bly hier en waak saam met my. Hy het toe 'n entjie verder gegaan met sy gesig teen die grond neergeval en gebid. My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan, nogtans, nie soos ek wil nie, maar soos U wil. So kom ons neem hierdie teks en ons bekyk dit 'n bietjie dieper, want as ons sien wat is Jesus se emosies, wat het hy in sy diepste binneste beleef, dan hoor ons dat die teks sê, my siel is diep bedroef word, tot die dood toe. So die Griekse woord wat vir dit bedoel word, vir diep bedroef is perilipos, en dit is hierdie intense droefheid, daar sien julle mooi op die skerm, dat dit beteken dat jy is omring van smart, van alle kante. Dit is eintlik vir my so 'n mooi verduideliking, daar is geen kant waar jy kan wegkom van hierdie droefheid nie. Hy was net totaal en al oorweldig deur hierdie emosionele pyn. Die kommentatore sê, ons moenie net dink dat Jesus net die fisiese pyn van die kruisiging gevrees het nie, dat dit die enkele rede is waarom hy gesê het, Vader, as dit U wil is, laat hierdie beker by my verbygaan nie. Nee, want die lydensbeker, dit aan die kruis was veel meer as net die fisieke pyn, wat ek dink in elk geval verskriklik was. Die lydensbeker waarvan hy hier praat, verteenwoordig die volle gewig van God se oordeel oor die sonde van die mensdom. Dis die ding wat hy op hom moes vat. Ek kan amper sê, en in vergelyking met dit is die fisiese pyn, maar 'n druppel in die emmer, want hy moes die sonde oordeel van die mensdom
moes hy op sy skouers neem. En dit was groot. Ek dink dit was 'n verskriklike werklikheid wat hy in die oë moes staar, dat hy die volheid van God se toorn op hierdie sonde moes beleef. En dan sê hy die ongelooflike woord daar aan die einde van vers 39 waar hy sê, maar nogtans moet dit nie doen soos wat ek wil nie, maar soos u wil. Ek dink daardie gebed kom openbaar vir ons miskien die eerste beginsel van hoe kry jy krag selfs in jou geestelike duisternis, is dat jy moet kom op die punt waarby Jesus gekom het, waar hy hom ten volle selfs in sy verskriklikste oomblikke net kon oorgee aan God en sê, Here, as dit ek was, ek so graag vir gehad het, hierdie ding wat nou met my gaan gebeur, moes verbygaan. Maar u wat die groter prentjie sien, nogtans nie wat ek wil nie, maar u wil. En dis ons eerste beginsel, en ek gaan aan die einde van die diens gaan ek hulle so mooi vir julle prakties by mekaar probeer sit. Want ek dink is belangrik dat ons weet dat wanneer ons daai donker oomblikke in ons lewe beleef, dat ons weet hoe om dit as kinders van die Here tegemoet te gaan en dit te kan in die gesig staar. So oorgawe aan God se wil is die begin van geestelike krag en duisternis, selfs wanneer dit pynlik was. En dis wat Jesus vir ons kom leer met die woorde van Matteus 26 vers 39. Nogtans nie doen soos wat ek wil hê jy moet doen nie, maar soos wat u wil. En julle, hoe baie keer is ons in situasies waar ons wil baie anders te sou gelyk het as wat Jesus op die ou einde wil, en wat ons nie altyd kan verstaan nie. En daai nie verstaan nie baie keer ons veroorsaak dat ons so deur smart en droefheid omring word. In 2 Korintiërs 12 gaan ons die tweede beginsel, 12 vers 9 gaan ons die tweede beginsel raak lees, wanneer Paulus hier in die gemeente in Korinte, sy tweede brief aan die Korinte, die volgende sê, maar hy het gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Daarom sal ek my liewer op my swakhede beroem, sodat Christus se krag my kan beskik. Weet julle dat, dis natuurlik die situasie, Paulus het hierdie doring in die vlees gehad, wat ek dink seker een van die mees gespekuleerde dinge in die Bybelse geskiedenis is, want party sê het epilepsie gehad, party sê het hierdie ding gehad. Die feit is net, ons weet nie presies wat dit was nie. Maar hy het 'n ding gehad waarvan hy verseker vir die Here hoeveel keer gevra het, Here, bevry my van hierdie ding. Of dit nou 'n fisiese ongesteldheid of wat ook al was. En die Here het nie. So, net soos Jesus het Paulus vir die Here gesê, ek wil loskom van hierdie ding. En dan sê die Here vir hom, my genade is vir jou genoeg. Want my krag gaan juis kom ons sê in volle openbaring sigbaar word, wanneer jy niks daaraan kan doen nie. En die Griekse woordjie is natuurlik, die selfstandige naamwoord is teleos, en die werkwoord is teleio, wat beteken om volkome te voltooi, te vervul, volkome afgehandel. Dit hoef nie weer te gebeur nie, dis klaar. Dis soos 'n rekening wat vereffen is. En dan is dit 'n ongelooflike ding wat die Here hierso vir hom kom sê, dat my krag kom tot volle sigbaarheid wanneer jy swak is. So wanneer jy nie meer kan nie, en dit maak eintlik so sin as jy dink, wanneer jy nie weet watter tree om vorentoe te gee nie, wanneer dit lyk asof daar geen uitkoms is nie, jy kan niks doen nie, en jy dit kan erken en sê, Here, ek is magteloos, daar's niks wat ek hierin kan doen nie, dan is God op sy beste om te kom, en sy krag sigbaar te maak, en jy kan nie die eer kry daarvoor nie, want jy het niks gehad om aan te bied nie. En dan sê hy, dit kom tot volmaaktheid, tot volle ontplooiing, dis afgehandel. En dit is seker die wonderlike paradoks, net dat God se volmaakte krag kry volle uitdrukking en manifestasie, met ander woorde, dit raak sigbaar, wanneer ons op ons swakste is, wanneer ons totaal hulpeloos is, kan God se krag ten volle werk, sonder dat ons
eintlik in die pad kan kom, want ons kan niks meer doen nie. En Paulus sê, hy sal eerder in sy swakhede roem of daaroor spog. Nie net om dit te aanvaar nie, maar om dit met vreugde te vier, want hy weet, wanneer hy daar is, wanneer hy op daai punt is, waar hy besef, hy kan niks bring nie, is dit die beste plek om te wees, want dis dan waar God kan werk. En hier is die tweede beginsel, gaan hulle later weer allemaal mooi lees, waar God se krag sigbaar kan word, ook in ons duisternis. Ons praat nou baie, ek wil amper sê die boodskap eers oor Jesus, wat Jesus beleef het, en wat Paulus beleef het. Maar dat sy krag manifesteer op die sigbaarste, wanneer ons die swakste is, en ons moet dit raak sien. So ons gaan dit 'n bietjie lekker aan mekaar sit, en dan kry ons die mooi profetiese woord van Jesaja 53 vers 4 en 5, wat vir ons insig gee oor dit wat Jesus deurgegaan het. Nogtans ons siektes, hy het dit gedra, en ons smarte, hy het dit op hom gelaai. Maar ons het hom beskou as iemand wat gekastei word, geslaan deur God en verneder. Hy is egter deurboor oor ons oortredings, verbrysel oor ons sondeskuld. Die straf wat ons vrede bewerk, was op hom, en deur sy wonde is daar vir ons genesing. Deur sy wonde is daar vir ons genesing. Die Hebreëse woord om ons sondeskuld op hom te dra is nasa, wat beteken letterlik dat om dit op te tel en dit te dra. So Christus het letterlik ons lyding en ons swaark en ons sondeskuld gaan optel en op homself geneem. En die woorde deurboor en verbrysel dui natuurlik op die geweldige pynlike aksies wat permanente skade sou aanrig. Maar wat is die uitkoms daarvan? So Jesus doen hierdie daad wat verskriklik is en swaar kry vir hom beteken, maar dit het 'n uitkoms, dit het 'n eindresultaat. En daai eindresultaat is vir ons, nie net vir Jesus wat die dood oorwin het nie. Dit is vir ons. Ons beleef die sigbare uitvloeisel van daardie resultaat. En dit is wat die laaste vers sê. Dit bring vir ons genesing. Genesing vir ons sondewonde, vir ons lyding. So uit sy dood, en dis wat die kruis kom doen, uit sy dood kom daar vir ons sy kinders lewe. En dis die derde beginsel, dat deur die donkerte van Jesus se lyding en kom die krag van genesing en herstel, word dit sigbaar. Ons gaan kyk hoe dit in die praktyk lyk. Dan in Psalm 46 is ook hierdie vers 1, is hierdie ongelooflike psalm wat sê, God is vir ons 'n skuilplek en 'n bron van krag. As hulp in benoudheid is hy altyd te vind. Ek moet ook net sê, die vertaling wat ek gebruik is die 2020 letterlike vertaling. So, God is vir ons 'n skuilplek. Die ou vertaling of die 83 vertaling sê toevlug, maar dit beteken eintlik skuilplek, 'n beskermde omgewing. En dit is wat God vir ons is, en dat hy altyd te vind is in ons oomblikke van benoudheid. En ek dink ons almal kan vertel van tye waar ons geweldige benoudheid ervaar het, waar ons nie geweet het wat is vorentoe nie. En weet julle wat is so oulik van hierdie psalm? Kyk, want daar is mos, ek wil amper sê, 'n valse teologiese stroom wat sê as jy kind van die Here is, kan niks met jou oorkom nie. Dit is net voorspoed en sterre en maanskyn en goed. En dit is 'n valse, dis nie 'n Bybelse boodskap nie. Ons sien dit selfs hierso. Want hierdie psalm ontken nie tye van benoudheid nie. Hy sê net, as jy tye van benoudheid gaan hê, dan moet jy weet, God sal altyd te vind wees, want hy is 'n skuilplek, hy is 'n veilige toevlug. En dis ons vierde beginsel, wat sê dat God se krag as 'n toevlug is nie net teoreties nie, net mooi woorde nie, maar is 'n praktiese bewys, juis in smal donker plekke. Nou die smal donker plekke is die Hebreëse vertaling van benoudheid. In die oorspronklike taal sal sê, daar waar ons loop in smal donker plekke, en dis eintlik so 'n mooi beskrywing nie, want ek weet nie wie van julle het engtevrees nie. Maar as jy aan engtevrees ly, sal jy nou presies verstaan wat ek bedoel.
van smal, donker plekke. Julle, ek onthou dat met ons troue many moons ago, het ons, daar's 'n wildernis, ons Witbrood gehou, in die Ferry Nou Hotel, en dan het so elke dag trips gevat, uitstappies gevat, en een was na die Kango-grotte toe. En daar stap jy, en dan is daar 'n plek wat hulle noem die Posbus. Julle, waar ek met my unique fysiek amper vasgesit het, was dit nie vir 'n baie bekwame gids nie. Want ek moes my bors uitstoot en my maag intrek en dan deurglip en dan moes ek jou anderste omdoen. Julle, maar die benoudheid wat jou geslaan het as dit voel, hier gaan ek nie uitkom. En ek ly nie in engtevrees nie. Maar daar het ek net so 'n smaakie gekry van wat engtevrees kan wees. Want jy raak so benoud, want jy sit eintlik vas. En as dit nie vir hierdie gidse se slimheid was nie, jy kan nie reverse nie, want terug in die skoorsteen in nie, want daar is hoeveel mense agter jou wat ook wag om deur die Posbus te kom. En ek het gesê nooit weer nie. Ek sal die Kango-grotte doen, maar daai gesteeltetjie sal ek nie doen nie. Om die waarheid te sê, ek sal nou nie eers deur die skoorsteen kom, dink ek. Maar nou ja, maar daar het ek besef, donker, smal plekke, dat dit is so beskrywend in die oorspronklike teks, dat God is juis daar wanneer ons deur hierdie oomblikke van benoudheid in ons donker, smal plekke van ons lewe gaan. Kom ons bring hierdie boodskap meer grond toe na ons toe, en ons sê vir mekaar, hoe lyk sy krag in ons donker tye? As ons nou hierdie beginsels moet saamvat en juis op die oomblik in 'n stryd van benoudheid of juis van alle smart omring en jy weet nie vorentoe nie of agter nie. Hoe moet dit werk? Hoe moet dit werk as God se wil selfs vir jou donker lyk? Want God se wil kan soms vir ons donker lyk. As ons 'n geliefde verloor, as 'n ongelooflike werksgeleentheid net heeltemal misluk. Daar's soveel tye wanneer God se wil donker vir ons kan lyk. En ek wil vir julle sê, as jy miskien vandag of jy was al in 'n Getsemane oomblik of jy gaan in 'n Getsemane oomblik in, wat moet jy doen om hierdie 4 beginsels wat ons nou so in die Bybel raak gelees het, op jou eie lewe toe te pas? Dan wil ek vir jou sê, moet nooit 'n front voor God probeer hou nie. Wees eerlik en sê, Here, wees eerlik oor jou pyn, oor jou vrese, oor jou wense wat hy soms nie gaan waarmaak soos jy wil waarmaak nie. En worstel met God, pleit met hom. Dis nie verkeerd om met God te worstel en te pleit nie. Jesus het dit gedoen. Dis wat Jesus het gepleit, Here, laat hierdie beker by my verbygaan. Maar dan, ek wil amper sê, die kruks van die saak is om as 'n kind van die Here by die Vader te kom met volle oorgawe en op die ou einde te sê, Here, U weet wat my wil is, maar nie my wil nie, U wil. Ek dink die tweede ding is wanneer ons totaal en al oorweldig voel in ons swakheid. Ek wil vir julle vra, wie van julle het al gehoor van die spesiale Japaneese kuns van Kintsugi? Ek hoop selfs ek spreek dit korrek uit, maar Japanees is nou nie so goed nie. Maar Kintsugi is die Japaneese kuns waar hulle, wanneer 'n porseleinbakkie of iets breek, dan wat hulle doen, dan sit hulle dit weer met die grootste noukeurigheid aan mekaar, maar dan doen hulle dit met goud, dat dit die pragtigste stukkie weet, want hulle glo, die Japaneese glo dat as iets breek, of iets stikkend is, dan raak dit deel van daardie stikkende pot of bakkie se geskiedenis. En ons kan dieselfde sê, as ons soms breek, en soms breek ons emosioneel, is ons stikkend, dan kan die herstel daarvan deel raak van ons geskiedenis. Ons moet nooit ons gebroke tye ontken of nie, want God wil dit juis gebruik, ek wil amper sê, en met ons gebroke stukke in ons lewe wat oorbly partykeer, wil hy hierdie Japaneese kuns Kintsugi doen, en wil hy iets meer kosbaarder laat kom daaruit. Want dis die ding van Kintsugi.
So ons nou 'n gebreekte bakkie weggooi of gechipte bakkie weggooi. Nee, hulle vat daai stukkie en dan met die mooiste goud omboor hulle hom en hy lyk pragtig. Dan raak hy meer waardevol as wat hy was toe hy heel was. En dis wat God met ons doen. Hy vul ons gebrokenheid met sy goue krag, as ek nou die beeld van Kansukie kan verder vat. En Paulus het geleer dat die kraak in sy lewe, daai stuk, daai doring in die vlees, wat hy nie kon wegvat nie, om te sien dat dit is die areas waar God se krag die duidelikste skyn. Nou om vir julle die praktyk daarvan te wys is die volgende skyfie, 'n bakkie wat met goud reggemaak is. En julle kan Kintsugi of Japanese art of broken vessel gaan Google, dan sien julle die mooiste goed. Dit word so noukeurig gedoen. En daai ou gebreekte bakkie is baie meer werd as die ene wat hy was toe hy reg was. So ek wil vir julle sê, mag God se goue krag so duidelik in ons gebroke lewens straal wanneer hy ons regmaak. Want hy sal ons regmaak, dit is sy belofte. So kom ons praat 'n bietjie daaroor. Wanneer jy met jou swakhede sukkel, moet jy die volgende probeer. Identifiseer die doring in die vlees. Identifiseer daai moeilike omstandighede. Erken hulle eerlik voor God. En begin raak sien hoe God juis in daardie areas krag gee wanneer jy swak is. En dan miskien die belangrikste is sien jouself as 'n goddelike Kintsugi meesterstuk. Jou krake, jou stikkendheid word gevul met God se goue krag. Hierdie was vir my eintlik een van die mooiste beelde in die voorbereiding van hierdie preek. Want wanneer God herstel, is die eindproduk meer werd as die gebroke, as wat die heelproduk was. Die derde ding is die feit dat baie keer word pyn ons identiteit. As ons deur geweldige pyn en swaar kry gaan. 'n leraar vertel van 'n oom Benny, wat hy en sy vrou was 53 jaar getroud. Hy het haar aan Alzheimer's verloor nadat hy haar vir 7 jaar dag en nag versorg het. En toe tannie Anna, en wat nou erg was, en julle weet nou met Alzheimer's, vir 7 jaar het hy gesien hoe sy hom al hoe meer begin vergeet het. En hy moet daardie pyn moes saamleef, dat hy sy primêre versorger en sy erken hom nie eers nie. En toe tannie Anna uiteindelik sterf, het almal gedink, nou gaan hierdie oom Benny ineenstort. Maar daar was 'n merkwaardige krag in hom gewees. En wat hy gesê het, al daardie jare, terwyl hy gedink het hy dra die pyn van om te sien hoe sy vrou hom vergeet, na soveel jare saam, het hy besef, het hy nader gekom aan die pyn wat Jesus moes beleef het, die pyn wat in Jesus se hart was. En hy sê, hy het geleer, wat beteken dit om pyn saam te dra? En hy sê, dit het hom op 'n manier sterker gemaak. So oom Benny het Jesaja 53 geleef. Hy was in sy eie pyn bewus van die pyn wat Jesus vir ons moes gedra het. En op 'n manier het dit vir hom krag gegee. Dit het nie die pyn weggevat nie, maar dit het vir hom krag gegee om daardeur te kom. So wanneer jou pyn jou soms oorweldig, wil ek vir jou sê, erken Jesus in jou pyn. Hy het hierdie pad voor jou geloop. Jy is nie die eerste een wat hierdie pad loop nie. Hy het hierdie pad voor jou geloop. En verbind jou lyding met syne, want dit gaan vir jou betekenis daarin gee. En dan soek die genesing wat selfs in die middel van die pyn kan begin, want dit is wat oom Benny beleef het. Dat soos hy met hierdie pyn saamgeleef het en sy vrou nie raak gesien het nie, het hy die hart van Jesus begin raak en in die pyn wat Jesus moes beleef het. En sonder dat hy het besef het sy stukkie genesing al gekom voordat aan die ander dood is, want hy het die krag gekry uit dit wat Jesus deurgegaan het.
En dan om die laaste beginsel te illustreer, wanneer alles op die punt staan om in jou lewe ineen te stort, wat moet jy doen? Nou, ek weet nie wie van julle dit kan onthou nie, want dit was in 1998 in San Francisco, was daar hierdie geweldige aardbewing gewees. En die Cypress Freeway was so 'n dubbeldekker, lang, wat is 'n freeway in Afrikaans? Snelweg of wat ook al. En daardie dubbele ding het ineengestort. En daar's baie mense wat vasgeval is en selfs oorlede is in daardie pyn. Maar daar was 'n vrou, Anita, wat jou naam gehad het. Daar was 'n vrou, Anita, wat haar kar het vasgeval onder hierdie tonne en tonne beton. En vir 4 ure kon sy niks sien nie. En sy kon skaars asemhaal. En sy het gedink sy gaan sterf. Daar's nie 'n manier dat mense by haar gaan uitkom nie. En sy sê in haar donkerte het Psalm 46 vers 1 ewe skielik in haar kop begin draai. Wat ons vandag sal sê, die Heilige Gees het haar met daai Bybelversie bedien en sy het begin dit bid en begin sê, God is 'n veilige, in my tye van benoudheid is God vir my 'n veilige toevlug. En sy sê, en daar het 'n kalmte oor haar neergesak. Want sy kon niks doen om haarself te red. Alles het in duie om haar gestort. Maar sy het die teenwoordigheid van God beleef as amper 'n vaste rots in hierdie gas, 'n anker. En uiteindelik het die reddingswerkers by haar uitgekry en hulle by 'n dokter uitgekry. En sy het niks oorgekom nie. En sy sê sy het in hierdie donker ure, was haar woorde, ek het iets in hierdie donker ure geleer wat ek nooit anders sou leer nie. Dat God se krag die duidelikste skyn wanneer alles ander in mekaar sak. So kom ons maak dit vas en daar sien julle die riglyne. So wanneer jou wêreld aan mekaar sak, klou vas aan God as jou toevlug. Nie net as 'n teoretiese idee nie. Partykeer dink ek baie gelowiges beleef God net as hierdie teoretiese konstruk, maar as 'n werklikheid in jou lewe. En laat die beloftes van God jou anker wees. Memoriseer sleutelverse. Ek dink dis hoekom die Here, dis hoekom die Heilige Gees daai vers in haar kop, want iewers moes hy daai vers goed geken het. Leer, memoriseer verse, ons ken ons Bybels baie sleg deesdae. En onthou, God is nie net daar in die donker tye nie, maar hy is veral daar in die donker tye om ons te dra. En so raak die kruis ons uiterste krag, die uiterste bewys van krag in ons duisternis. En ek wil amper sê, met dit kan ons sê, so het God die kruis omskep. En die krag is 'n simbool van oorwinning wat die wêreld ooit geken het. Vir die Romeine was dit 'n skandpaal geweest. Die kriminele is daarmee gestraf. Vir die wêreld was dit 'n vernedering en 'n nederlaag. En God kom en in hierdie uiterste lyding bring hy sy grootste oorwinning met Jesus aan die kruis. So in die diepste duisternis, toe daai donkerte oor die aarde gesak het, was God aan die werk om die helderste lig vir hierdie skepping te laat skyn. So julle, hoe leef ons nou hierdie boodskap prakties uit? Hoe vind ons God se krag in ons eie moeilike tye? Hier's vir julle so 'n paar riglyne. Die eerste een is, identifiseer jou Getsemane oomblikke. Wat is daardie areas in jou lewe waar jy worstel om God se wil te aanvaar? Want julle, partykeer sukkel ons om God se wil te aanvaar. Skryf hulle neer en begin elke dag 'n gebed met oorgawe. Nie my wil nie, Here, U wil. Nommer 2, omhels jou swakhede as 'n geleentheid vir God se krag om sigbaar te word. Maak 'n lys vir jou swakhede en tekortkominge en begin God doelbewus in daai areas soek. Deel dit saam met geloofsvriende wat saam met jou kan bid. Nommer 3, verbind jou pyn met Christus se pyn. Wanneer jy swaar kry, wanneer jy geestelik emosioneel ly, dink aan daai oomblik aan Christus se lyding. En vra, hoe kan hierdie pyn wat ek deurgaan, die lyding van Christus beter verstaan, dit wat hy vir ons gedoen het.
En natuurlik die laaste opmerkingkie is die belangrikste. Onthou dat jou pyn nooit die einde van die storie is nie. Dit is maar die begin van die opstanding, want opstanding volg altyd na kruisiging. Is dit nie 'n wonderlike belofte nie? En dan die 4de punt is, maak God jou skuilplek, nie net jou laaste uitweg nie. Is dit nie, en julle, hoeveel keer vang ek myself dit nie somtyds doen nie, dat wanneer ek op die einde van al my opsies is, dan eers hardloop ek na God toe, terwyl ek eintlik heel eerste na God toe moes gehardloop het. Hierdie mensding moet ons uitsorteer. So ontwikkel daagliks gewoontes wat jou help om in God se teenwoordigheid te leef. Memoriseer die Bybel, die sleutelverse, wat ankers in jou lewe kan word. En oefen jouself om in die klein krisisse van jou lewe God se teenwoordigheid raak te sien. Vader, ons beweeg vinnig nou na Paasnaweek, dis volgende naweek. En ek wil hê ons moet onthou dat die kruis herinner ons nie net aan Jesus se lyding nie. Dit staan as 'n bewys van God se grootste krag wat sigbaar geword het in die donkerste uur van hierdie mensdom, toe Jesus aan die kruis gesterf het. So waarmee ek jou wil los vanoggend, myself wil los, mag ek in die donkerste oomblikke die lewende krag van die kruis vind. Daardie krag wat sê, wat vir Paulus gesê is, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in jou swakheid volmaak. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat in Jesus se lyding waaroor ons die afgelope tyd gesels, ons kan sien hoe God se grootste oorwinning sigbaar geword het en hoe vandag se boodskap ons wil help om dit te integreer in ons lewe wanneer ons deur ons Getsemane oomblikke gaan, wanneer ons voel asof my wêreld ineenstort, asof daar nie lig in die duisternis is nie. Dankie dat ons met ons gebrokenheid, dat U nie ons weggooi nie, maar dat U ons ook mooi aan mekaar heel maak met konsugie, met die goue krag, U goue krag. En dat ons seerkry oomblikke nooit weggegooi word nie, dit bly deel van ons geskiedenis. Maar daaruit kom meesterstukke tevoorskyn. Ek wil vra dat U hierdie woord in elkeen van ons se lewe sal kom seën. Dat as ek voel my lewe stort ineen, dat ek hoop sal kry. Omdat Jesus 'n anker in my lewe kan wees en omdat sy swaar kry, hy my vooruit gegaan het. Ek is nie die eerste een wat daardeur gaan nie. Dankie vir hierdie sy seisoen, Here, waar ons, wat die wêreld gedink het die grootste nederlaag gaan wees, God se grootste oorwinning kan vier. En ek bid dat U vir ons sal seën, soos wat ons hierdie laaste week vir Paasnaweek ingaan, tot eer van U naam. Amen. Julle kom ons staan vir die seën van die Here, mag julle 'n wonderlike res van die Sondag beleef. Die Here sal vir julle seën en vir julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en vir julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en vir elkeen van julle sy wonderlike vrede kom gee, selfs in die moeilike tye van jou lewe. Amen.